Hey, goeiedag julle. Lekker om weer so 'n kort videoetjie te maak. Sondag se diens het ons die teksgedeelte gelees in Lukas 10, waar Jesus by Martha en Maria en ook Lazarus gaan kuier in Betanië. Dit staan in Lukas 10 vanaf vers 38. Ons lees daar: Terwyl hulle op reis was, het hy by 'n sekere dorpie gekom waar 'n vrou met die naam Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het om na sy woorde te luister. Maar Martha was besig met al die voorbereidings. Sy kom toe daar staan en sê: Here, pla dit u nie dat my suster my alleen los om te bedien nie. Sê tog vir haar om my te help. Maar die Here antwoord haar: Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor so baie dinge. Maar net een ding is noodsaaklik, en Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Dit klink asof Martha vir Jesus vra: Jesus, jy weet tog hoe dit werk. Vrouens is veronderstel om te bedien en te werk in die huis. Hulle is nie veronderstel om geleer te word as disippels nie. En Martha is heeltemal reg, want in Jesus se tyd dit was net nie die gebruik dat vrouens disippels word en geleer word nie. Hulle moes werk in die huis, hulle moes bedien, hulle moes die huishouding versorg. En 'n mens kan sien dat Martha die hoof is van hierdie huishouding, sy en Maria susters, Lazarus ook, soos jy al die ander gedeeltes in die evangelies lees, is hulle broer. En julle weet, Lazarus is toe later oorlede en toe het Jesus hom weer opgewek uit die dood. En voor Jesus se kruisiging het hy 'n laaste keer ook by hulle 'n draai gemaak. Lees ons in die evangelie. So hulle was goeie vriende. Jesus was goeie vriende met hierdie mense. Martha dink sy volg die goue reël. Doen aan ander soos wat jy in jouself gedoen wil hê. So sy doen aan Jesus wat sy sou wou gedink het, jy weet, dis goed vir hom. Sy bedien hom, sy werk hard om dit vir hom so aangenaam as moontlik te maak. Maar Jesus sê, hy omhels haar met sy woorde: Martha, Martha. So op 'n liefdevolle manier praat hy met haar. Hy spreek haar nie aan nie. Hy sê: Martha, op die oomblik moet jy die platinum reël volg. En dit is my behoefte op die oomblik, is om sommer net te kuier, net te gesels. En Maria het nou die beste deel gekies. Sy gesels met my. Ons weet nie, dit lyk asof Jesus dalk sy gevoelens gedeel het. Dalk voel hy 'n bietjie bekommerd oor die wêreld en oor sy bediening en oor die disippels en die feit dat hy verwerp gaan word. En hy sit en praat met Maria en almal wat daar is. Ons weet nie of Lazarus en die ander disippels ook daar gesit het nie. Nou Jesus sê vir Martha: "Ai Martha, maar jy weet, dit is nie nou so belangrik om so hard te werk en die huishouding te probeer regryk en alles reg te hê vir my nie. Die platinum reël is: vind uit wat my werklike behoefte is, Martha, en bedien my dan so, help my so. Moenie net doen wat jy dink vir jou die beste gaan wees nie, Martha." Dit is 'n reël wat ons moet onthou. Dis wat Jesus vir Martha probeer leer. Ek en jy moet, as ons mense wil bedien en wil help en mekaar wil help, ons man en vrou, ons kinders, moet ons weet wat hulle regtige behoefte is. Nie net wat ons dink vir ons die beste gaan wees nie, maar wat is hulle ware behoefte? Dit is dalk 'n ding wat ons in hierdie week moet onthou. En vir die Here vra: Here, gee tog my die wysheid om, as ek mense help en mense bedien, en dat ek regtig hulle behoeftes sal verstaan en ken en hulle dan so bedien. Want dit is wat die Here met ons doen, met my en jou. Hy dien ons nie op die manier wat hy sou gedink het ons bedien wil word nie. Hy dien ons elkeen op die manier wat hy weet ons regtig nodig het. Dit is dan ware omgee, ware diens. So mag jy ook in hierdie week sommer net werklik weet waarom jy nog man vir jou vrou is, vrou vir jou man is, waarom jy vir hulle wil tevrede stel, dat dit oor hulle gaan. En waarom jy jou kinders gaan rondry skool toe en help met al die dinge wat hulle moet doen, dat dit gaan oor hulle behoeftes. En as ons mense ontmoet in die straat of in die winkel of waar ook al is, dat ons bietjie ingestel sal wees op hulle, soos die Here op my en jou ingestel is. Kom ons vra daarvoor. Jesus, u leer vir Martha dat sy bietjie dalk moet dink aan wat u ware behoefte is toe u by hulle gekuier het. Dankie dat u ons ware behoeftes verstaan en ken. Help vir ons om ook so te wees met mekaar in hierdie week. Amen. Goed, baie geseënde week vir julle. Mag die kinders lekker begin met skool.